Soveel kere wat ek met mense praat oor die woord van God, dan hoor ek soms hierdie verskoning. Ek hoef nie my Bybel te lees om die Here te ken nie. Ek hoef nie kerk toe te gaan om Jesus te dien nie. Ek hoef nie vir mense te bid wanneer ek Jesus volg nie. En dan dink ek by myself, my vriend, weet jy wat die woord sê? Nommer 1, jy moet die woord lees om Jesus te ken. Daar is geen ander manier hoe jy hom gaan leer ken nie. Die Bybel sê in Johannes 1 dat in die begin was die woord was met God, die woord het vlees geraak en die woord het onder ons kom woon. Jesus is die woord van God, hy was in die begin, hy is tot die einde, hy is die begin, die einde, hy is alles tussenin, hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die woord van God wat vlees geraak het voor ons. God het gepraat en daar was lig, God het gepraat en daar was water, God het gepraat en daar was vlees, God het gepraat. En die Bybel sê, in die laaste dae het God deur sy seun Jesus gepraat. Nou die woord is nooit stil nie. 'n Woord kan nooit stil wees nie. Dat God sê, hy praat deur sy seun Jesus. En Jesus is die woord van God. Buitekant hierdie woord is dit onmoontlik om Jesus te ken. Kolossense 3 vers 16 sê dat die woord van Christus ryklik in jou moet woon. Dit moet in jou wees. Daar's nie 'n manier hoe die woord in jou kan kom as jy nooit die woord lees nie. Jy moet die Here leer ken deur sy woord. Dan leer jy die Here ken deur sy stem. En sy stem en sy woord sal altyd ooreenkom. Dan leer jy die Here ken deur hoe hy met jou in drome praat. Dan dit sal met die woord ooreenkom. En God sal so 'n pad met jou stap, maar daar's geen manier hoe jy God kan ken apart van God se woord af nie. As ek nou kyk in die Ou Testament, nou lees ek bietjie deur Genesis, dan sien ek hoe Abraham, Isak, Jakob, baie manne het rondgeval. Die Here kom praat, dan val hulle rond vir jare. Hulle het nie 'n geskrewe woord gehad, hulle het gegaan op wat die Here laaste vir hulle gesê het. En dan God net weer in sy genade na hulle toe kom en die volgende ding vir hulle kom sê. Ek en jy is nie daar nie. Ons het vandag die geskrewe woord van God by ons. Ons het geen verskoning dat ons God nie kan ken nie. Ons kyk na die woord van God en dit is Jesus op 'n bladsy vasgevang. En dis nie eers die volheid van hom nie. Dis net gedeeltes van wie hy is in hierdie blaaie vasgevang. En hierdie woord, skerper as enige tweesnydende swaard, hierdie woord is lewendig en is aktief en hierdie woord transformeer ons. Hierdie woord is die woord wat ons lees van die persoon Jesus. En as hierdie woord lewendig vir jou raak, dan raak alles lewendig vir jou. Dan raak jou lewe lewendig, jou gebedslewe raak lewendig, jou huwelik raak lewendig, jou finansies raak lewendig, alles raak lewendig wanneer Jesus vir jou lewendig raak. Hy is die brood van die lewe. Hy is die lewende water. As jy by hom kom drink, sal jy nooit weer dors wees. As jy by hom kom eet, sal jy nooit weer honger wees nie. Hy vul die wat honger en dors na geregtigheid. En deur sy woord te eet is hoe jy vol raak, hoe hy jou vul en hoe jy dan in sy woord kan wandel en in sy weë kan bly. Vader, ek dank U in Jesus se naam. Dankie Heilige Gees dat U Jesus vir ons reël maak deur die woord. Dankie dat U oor die woord blaas, dat ons U kan leer ken deur skrif. Dat ons U nie net kan ken om skrif te kry om ander mense te slaan, Here, maar dat ons U kan ken en die woord ons transformeer en verander sodat ons meer soos U lyk. In Jesus se naam bid ek dit. Amen.